Goeiemôre en vanoggend groet ek julle hartlik en oude gewoonte hier vanaf die walle van die Groot Rivier. En vanoggend wil ek 'n wyle by julle stil staan oor die apatie wat ons onder baie mense vind en die feit dat mense nie wil luister nie wil weet nie. En in die verlede het ek al gepraat oor die paar woorde ignorance is bliss. En mense wat sê ek lees en luister nie die nuus nie, want dit maak 'n mens negatief. En as jy hulle vra oor wat in die buiteland aangaan, dan sê hulle ek stel nie belang in die buiteland nie, want dit het geen invloed op my direkte lewe nie. Uit dit alles uit, is daar mense wat sê, maar 'n mens moet nie die mense bang praat nie. Jy moet nie mense bekommerd maak nie. En dan die groot waarheid. Rather hurt me with the truth than deceive me with a lie. Want dit is wat ons media in 'n groot mate doen. Hulle maak ons kalm. Hulle maak ons rustig en hulle verlei ons met 'n leuen as dit kom by wat in ons land aan die gang is. Wanneer ons lees oor die ekonomie, moet ons hoor dat ons ekonomie vir jaar gaan groei, dat die ekonomie met 'n paar aanpassingkies baie gesond kan wees, dat Cyril 'n stewige hand op die regering het. En so kan ons na 'n hele klomp goed gaan kyk, waarmee ons verlei word deur die leuen en deur hun leuen. En ek wil veel eerder die waarheid weet, selfs al maak daardie waarheid seer. 'n ander gesegde, you must be cruel to be kind. Met ander woorde, wees hard deur die waarheid, eerder, as om iemand te prys, en dit was nie reg nie. Nou, ons vind dit in vandag se lewe toenemend, 'n bedreigings in en om ons. Ek lees ook artikels waarin hulle sê dat die grootste bedreiging tans in Suid-Afrika is die interne konflik binne in die ANC en dat die toenemende voorvalle van protesaksies is veroorsaak deur politieke struwelinge binne in die ANC, waar entiteite hulle mag en gesag wil afdwing deur protesoptogte ensovoorts te reël. Baie van hierdie goed is dus in eie belang, maar intussen kyk ons daarby verby en sien ons dit nie raak nie. Wanneer jy vir mense sê, maar ons is op pad na 'n einde toe, soos ek gisteroggend van die Titanic gepraat het, so seker as wat die Titanic nadat hy die ysberg getref het op pad is bodem toe, so seker is Suid-Afrika op pad bodem toe. Ek sit Saterdagmiddag in Kaapstad, ek kyk na die mense rondom my, ek hoor hulle lag en gesels, hulle kommellose lewens wat hulle lei, met 'n klein bietjie aanpassing wat beerdkrag op hulle afdwing. En niemand besef hoe naby is ons kragnetwerk aan 'n totale ineenstorting nie. Die gevolge van so 'n kragnetwerk ineenstorting is astronomies. En dit sal die begin van die einde wees. Alhoewel daar so baie terreine waarop ons klaar kan sê, die einde het lankal begin. Maar die kragnetwerk is inderdaad 'n baie gevaarlike omstandigheid
Die interne streweling kan lei tot politieke geweld of toenemende politieke geweld. Maar stadig maar seker is die dinge besig om in Suid-Afrika gevaarliker vir ons te raak. En raak dit my en jou plig meer en meer so om ons mense, die mense rondom ons, met die waarheid te slaan, eerder as om hulle gerus te stel deur 'n leuen. Want enige iemand wat nou sê, daar gaan niks in Suid-Afrika gebeur nie, en dat dit is lekker in hierdie land, en alles gaan mooi, is besig om mense te mislei met 'n leuen. En daarom is dit belangrik dat ons nie mekaar aanval oor die waarheid nie. Want die meeste van ons besef die waarheid, en waarheen ons op pad is. Nou diegene wat dit nie wil insien nie, wat verkies om met hul koppe in die grond te staan, te sit of te lê, wat eerder die leuen wil lewe, dis tyd dat hulle die waarheid weet. 'n Mens kry situasies waar 'n man of 'n vrou baie siek is, selfs in gevalle terminaal siek is, maar hulle wil nie hulle kinders vertel nie, want hulle wil nie hulle kinders ontstel nie. Maar wanneer die dood dan skielik intree, is die skok op die kinders baie groter, want hulle het nie tyd gehad om hulle self voor te berei nie. Terwyl as jy van die begin af hulle die waarheid vertel het, het hulle daarmee geleidelik saam geleef en kon hulle eintlik behoorlik afskeid neem. Vir baie mense gaan die uitbreek van chaos, geweld, anargie in Suid-Afrika as 'n geweldige skok kom. En is my en jou plig om die boodskap uit te dra dat alles nie so mooi en rooskleurig lyk as wat dit vir hulle voorgehou word, en heel dikwels deur die pers, die media nie. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor mense, ons het 'n verantwoordelikheid teenoor onsself, teenoor ons families, ons gesinne, ons het 'n verantwoordelikheid teenoor hulle om hulle veilig te hou, en op te tree in wat vir hulle van die beste belang gaan wees. Tog is ons baie selfsugtig. Ek het juis hierdie naweek weer gehoor hoe mense praat van, hy kan mos nie dit, wat hy sy hele lewe opgebou het, net so laat staan nie. Hy sal moet veg daarvoor, as die bedreiging kom. Die vraag is net, as jy jou lewe verloor, wat het jy dan oor van hierdie eiendom? Jy kan altyd 'n eiendom weer gaan herbou, jy kan altyd weer 'n ding gaan doen, maar die kern daarvan bly, jy moet eerstens aan die lewe bly. Niemand wil slegte nuus kry nie. Almal wil goeie nuus hê. Maar daar is sekere gevalle en tye waar ons nie kan bekostig om vir mense goeie nuus te gee, as daar nie is nie, want ons mag nie die mense mislei nie, met 'n leuen nie. Want as jy vir mense sê, ja, dit gaan goed, ja, ek stem saam, ons gaan net aan met ons lewens, is jy besig, want jy is deel dan van die leuen. Daarom is dit so belangrik om aanhoudend te praat en aanhoudend te waarsku oor dit wat in Suid-Afrika op pad is, en is dit weer eens my en jou plig om te sorg dat ons 'n werkbare en uitvoerbare plan het, eerstens om lewendig te bly.
Ons lees al hoe meer en meer van koskaartes wat op pad is, brandstofskaarstes wat op pad is, astronomiese pryse. So hoe lang kan ons nou nog uitstel, voordat ons werklik niks meer daaraan kan doen nie? Ons moet nou begin voorberei, ons moet nou deel raak van 'n werkbare oplossing of 'n werkbare plan. Ons het nie 'n keuse nie. Ons moet dit doen. Ons is dit verskuldig aan die mense rondom ons, om die waarheid te praat oor wat in Suid-Afrika aan die gang is. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en dink oor dit wat ek gesê het, maar dis nou tyd om deel te raak. Nie oor 'n maand of 2, 3, 4 sal jy daarna kyk nie, dis nou tyd. Die tekens is daar. Lekker dag.